Landbou Sake word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ons glo in landbou in Suid-Afrika en stap die pad saam na 'n volhoubare toekoms. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. David, verlede week met hom gesels. Hierdie week is dit my beurt. Theo Boshoff van Agbus, uitvoerende hoof. Goeiedag. Baie dankie. Ek wil by jou hoor, daar's die Agbus IDC Confidence Index of die vertroue indeks vir landboubesighede. Hoe meet julle besigheidsvertroue in die landbousektor? Ja, baie dankie. So dit loop nou al vir 25 jaar. Dis 'n standaard vraelys wat mens uitstuur in 'n top 30, 35 landboubesighede in Suid-Afrika. En sentiment speel 'n rol, maar daar is natuurlik ander daar's 'n wetenskaplike element daarvan. So die vraag wat mens vra spesifiek is beleggings, indiensneming. Hoe lyk die voorsiening vir slegte skuld byvoorbeeld ook 'n baie goeie aandui gaan wees van hoe die sektor doen. En natuurlik omset, die volume van uitvoere. So dit gaan oor die werklike besigheidsaksies wat landboubesighede mee besig is. En dit was in die verlede al 'n baie goeie indikator van in die volgende kwartaal of in die volgende jaar selfs soms hoe landbou se ekonomie gaan presteer. So is ek reg as ek sê dit meet tot 'n mate die sentiment ook in die landbousektor, en ek verstaan dat dit die hoogste in die eerste kwartaal was sedert 2018 en het jy enige insig oor hoekom dit dalk die geval mag wees? Ja, beslis. Jy weet daar is sentiment kwessies rakende beleidskwessies en daar is al heelwat van die omgewing wat beter geword het. Ek moet sê as jy vergelyk met waar ons was 'n jaar terug. Energiesekuriteit is ons aansienlik beter as ons laas was en vir besproeiingslandbou byvoorbeeld is dit 'n geweldige groot koste jy weet om kragwerkers te loop. Natuurlik. Dieregesondheid, jy weet daar is ook van die uitbrake van jy weet back and claw byvoorbeeld wat beter onder beheer gebring was wat 'n baie groot jy weet impak ook het. So al hierdie tipe kwessies en ook jy weet aan die sentimentele kant, ek dink na die vorming van die regering van nasionale eenheid is daar ook bietjie meer stabiliteit en van die fundamentele veranderings wat gebeur binnekant ons logistiek raamwerk en binnekant energie wat ons nou die vrugte daarvan werp. Ek dink die vertroue kom ook daar uit in terme van dat daar stabiliteit is. Jy weet van die vorige administrasie tot nou die 7de administrasie. Ja. En dan natuurlik, ek dink belangrik, is daar enige voorspellings wat jy kan waag vir die volgende kwartaal, want hierdie is 'n kwartaallikse indeks nie waar nie. Absoluut. Jy weet dis altyd 'n bietjie van 'n risiko want jy kyk 'n bietjie in 'n kristalbal in. Maar omdat ons dit nog gemeet het vir die eerste kwartaal, daar het heel wat goed van toe af gebeur van wat dit gemeet was die begin van die jaar wat nou verander het. So nommer 1, jy weet en beslis die grootste rede hoekom die sentiment so positief was, is die La Niña verskynsel. So ons het baie goeie somer- en winterreënval, winter natuurlik vorige jaar en ook nou somerreënval gehad. Daai sentiment of daai element het 'n bietjie geswaai, want dit begin reën het eenvoudig nooit opgehou nie. So dis nog steeds 'n netto positief, maar daar is sekere gewasse en sekere gebiede wat wel waarskynlik skade gaan ly wanneer die oes nou aankom. So ek dink dit kan miskien die sentiment 'n bietjie affekteer. En dan trek die ander, jy weet, groot olifant in die kamer is wat gebeur internasionaal met internasionale handel. Die tariewe wat nou natuurlik afgekondig is in die FSA, ons voer net 7% van ons landbouprodukte uit FSA toe, maar dit veroorsaak 'n hele geskommelry eintlik in jy weet in die wêreld se handel. Natuurlijk. Want daar is nou ander lande wat ook na nuwe markte soek, insluitend in die Suid-Afrikaanse mark, jy weet om van hierdie verliese te offset. En daar is ook jy weet sekere subkategorieë, sekere areas van Suid-Afrika, sekere gewasse wat baie geaffekteer moet word. Hulle moet nuwe markte potensieel vind of alternatiewe markte en daar is natuurlik die vrees in terme van hoe sal dit die uitvoere wat ons reeds van ons tradisionele uitvoermarkte stuur, hoe kan dit affekteer? Maar ons kan nie verseker weet natuurlik nie, maar dit is 'n goeie voorspelling glo ek. Daarom Theo, baie dankie dat jy by ons kom kuier dit verlede week ook. Dit's baie lekker om jou te hê. Theo Boshoff, jy uitvoerende hoof van Agbus. En hierdie is gebring aan julle deur Winfield United South Africa. En nou eers oor na Charlene.